Hartlike goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons hierdie nuwe dag saam met u kan begin rondom die woord van die Here. Nou ek glo dat meeste van u daarom 'n heerlike nag se rus gehad het. Ek weet sommige van ons stoei maar moet die slaap, maar ons vertrou die Here dat u opgestaan het en dat u kans sien vir die dag en dat u kan sê omdat hy leef, sien ek ook kans vir hierdie dag. Nou vriende, ons is tans besig met die gedagte van groei deur God se woord. U sal onthou ons het bietjie gister gepraat oor die gedagte van dat wanneer ek na die Bybel toe gaan, moet ek buig voor die woord van God. Met ander woorde, ek moet erken dat die hele skrif deur God ingegee is, dat God die alwyse is wat sy woord vir ons gegee het en dat ek in afhanklikheid van hom die woord moet bestudeer sodat ek kan verstaan wat die Here vir ons wil sê. Ek het vir u gesê 2 Petrus 1:19-21 sê dat die Heilige Gees die woord uitgeasem het en daarom is dit belangrik dat ons sal verbind daartoe om God se woord te lees. Vir u gewaarsku dat u moet pas op dat die duiwel u nie weghou van die Bybel nie, want dit is sy grootste taktiek om ons geestelik te laat val. Wanneer ons die woord van die Here nie ken en lees en verstaan nie, dan gaan ons oop wees vir allerlei versoekinge en allerlei dinge en gaan ons meer nederlae hê as wat ons oorwinnings in die naam van die Here gaan beleef. Nou die tweede gedagte in hierdie kort reeksie oor groei deur God se woord is dat ek die woord moet gehoorsaam. Gister het ons gepraat, buig voor God se woord, besef, hy is die outeur, jy is nietig, hy is die alwyse, jy is beperk in jou verstand. Vandag dan die gedagte van gehoorsaam die woord. En u kan miskien vir my sê, maar ag, dit is 'n algemene gedagte, ons almal weet, ons moet die woord gehoorsaam, maar kom ek gaan vir u 'n paar praktiese riglyne gee, wat die skrif vir ons leer en hoe dit u kan help om die skrif dan te gehoorsaam. Ons lees daar in Matteus 7, ons ken hierdie baie besondere gelykenis wat die Here Jesus vertel of die gedagte wat die Here deurgee van die twee manne wat huise gebou het. En ek lees vir u wat staan in Matteus 7:24. Elkeen dan wat aan hierdie woorde van my luister en dit doen. Baie mense mis dit. Luister en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Hoor nou, die reën het geval, die waterstroom het gekom en die wind het gewaai teen daardie huis en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots. So baie belangrik, die eerste gedagte hier, as ons na die woord luister, moet ons dit doen. En nou sê die Bybel vir ons, dan sal ons 'n verstandige man, vrou, seun of dogter wees. Maar nou kom die Here eintlik met 'n waarskuwing. Hy sê, hierdie huis wat gebou is op God se woord, gebou is op Christus, gebou op sy waarheid, is nie 'n huis of 'n persoon wat probleemloos deur die lewe gaan nie. Hoor dit sê die Bybel. Die reën het geval, met ander woorde, daar was 'n geweldige storm, waterstroom het gekom, wind het gewaai, dis amper soos 'n orkaan wat op hierdie huis afgekom het. En die Bybel sê, dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Met ander woorde, dis 'n kind van God wat gehoorsaam is aan die woord, en dan kom die Here met die waarskuwing in vers 26. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal ek vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Kyk nou, die ongeredde en die geredde beleef dieselfde dinge. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En nou sê die Bybel, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Ek het vir u gesê, die woord van die Here is nie net 'n boek waar ons sekere etiese en morele waardes kan leer en mooi dingetjies kan kry vir onsself en ons beter teen ons naaste laat optree ensovoorts nie. Ek dink die belangrikheid van God se woord is dat ons God uit sy woord sal leer ken en dan die beginsels wat hy in sy woord vir ons neerlê baie duidelik sal nakom. Dit sal gehoorsaam. U sien, daar is 'n duidelike verskil tussen mense wat die woord gehoorsaam en mense wat dit nie gehoorsaam nie. Gehoorsaamheid aan God se woord bring 'n vastigheid in jou lewe, wat dan ook vertikaal en horisontaal gesien sal word. Met ander woorde, vertikaal, ek hoor wat God sê, ek luister wat God sê, ek doen wat God sê, en dan horisontaal, mense sien dit, mense beleef dit, mense kom agter dat ek by God se woord vanmôre was. U sien, baie mense kry nie oorwinning in hulle geestelike lewe nie, want hulle gehoorsaam nie God se woord nie. Kom ons kyk na 'n paar praktiese voorbeelde. Die Here sê vir ons moenie lieg nie.
Hoe gaan ons weet ons moenie lieg nie? God se woord sê dit vir ons. Waarom moet ons luister daarna? Ons het gister daaraan gekyk. God is die standaard. Hy het sy woord gegee. Hy het ons geskape. Sy woord is geïnspireer deur sy gees. Dis die enigste boek wat vir ons met wysheid kan bekragtig in hierdie moeilike tye. So hy wat steel mag nie meer steel nie, maar hy moet sy eie hande werk om ook iets te gee aan hulle wat nie het nie. Die Here sê vir ons, ons moenie kwaad praat nie. Die Here sê vir ons, word toornig en moenie sondig nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, die son moet nie ondergaan oor ons tore nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, ons moet ons broeders nie benadeel nie. Ons moenie hoereer nie. Daar is baie Bybelse beginsels wat in die Bybel na vore kom. Goed wat ons nie moet doen nie, en dan ook goed wat ons moet doen. Wat ons ook moet gehoorsaam, die Here sê vir ons baie duidelik, ons moet sy woord lees. Die Here sê ons moet getuig. Die Here sê ons moet die onderlinge byeenkomste bywoon. Die Here sê ons moet hom lief hê met ons hele hart, siel en al ons krag. So met ander woorde, die Bybel is nie net altyd negatief om vir ons te sê, moenie hierdie goed doen nie, maar is ook in die positiewe waar die Here vir ons sê, doen sekere goed. En as ek nou negatief positief gebruik, moet u tog nie verkeerd verstaan nie. Selfs die negatiewe opdragte wat ons sien as God is met klomp moeds en moenies besig nie, is vir ons behoud. Dis vir ons vreugde. Dis vir ons blydskap, want mense wat lieg, of mense wat steel, of mense wat hoereer, of mense wat kwaad praat, verval altyd in groter sondes en groter ellende wat groter hartseer oor hulle lewe bring. So hierdie is nie negatiewe opdragte nie, maar juis positief. Die sondaar sien dit as negatief, die kind van God as positief, om ons te rig en te lei op die weg wat die Here wil hê ons moet gaan. En dan baie belangrik, daardie opdragte om te doen wat God vir ons sê. En ek vra jou vanmôre, het jy hom lief? Ek vra jou, is jy getrou in die onderlinge byeenkomste? Ek vra vir jou, gee vir die saak van die Here. Ek vra vir jou, is jy getuie vandag by jou werk? Ek vra vir jou, gehoorsaam jy die basiese beginsels van kind van God wees, soos die woord dit vir ons leer. U sien, dit is nodig dat ons hierdie goed in ons lewe sal toepas. Dit is so belangrik as ons kyk wat die Here vir ons wil kom leer, daar in Psalm 1. Dit is vir my altyd so kosbaar as ek in die boek Psalms blaai, en ek sien hoe baie die boek Psalms vir ons leer van God se woord. Psalm 1 sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en hy staan nie op die weg van die sondaars, en hy sit nie in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. En dis my gebed vir u, dat u nie net sal buig voor God se woord, wanneer u met ontzag lees wat God daar skrywe nie, maar dat u ook 'n gewilligheid sal hê om te doen wat God van u vra. Ja, dit wat ons as negatief beskou, dit eintlik sal sien as positief vir ons lewe, vir ons behoud en vir ons geestelike wandel saam met die Here. Maar ook die opdragte om sekere goed te doen, dat ons dit met blydskap sal uitvoer, omdat ons weet die Here gee dit vir ons, juis tot ons geestelike groei, tot die heil van ander mense en tot verheerliking van sy naam. So ek vra vir u weer vanmôre 'n verbintenis, dat u sal verbind tot een gedagte 'n dag, wat u in gehoorsaam sal wees, wat u miskien tot op nou toe in ongehoorsaam was. Miskien is iemand wat gou kwaad word. Neem u self voor en sê, Here, ek verbind my tot hierdie gehoorsaamheid aan u, om vandag, wanneer dit na my kant toe kom, u gehoorsaam te wees en meer as oorwinnaar uit die stryd te tree. So baie belangrik, die twee gedagtes nou al, wanneer ons na God se woord toe gaan, buig voor God se woord. Die tweede gedagte, gehoorsaam God se woord, en so groei ons deur God se woord, tot daardie volwasse man, vrou, seun en dogter in Christus. U moet 'n mooi dagie verder hê, baie seën vir u, en ons bid vir u, dat die Here vir u van krag tot krag sal neem. Totsiens.